Nomasena Media Produksie. Welkom by die Klipkouers Potgooi reeks waar ek gereeld gesels met entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. En onthou om na ons nuwe besigheid van landbou potgooi reeks, genaamd Boerpot, te luister. Laat die wiele rol. De Wet Swanepoel het homself nie alleen die afgelope paar dekades onderskei as 'n vooraanstaande kundige op die gebied van audiologie nie, maar sy ondernemingsinstinkte het een van die wêreld se suksesvolste digitale gehoor gesondheidsondernemings tot gevolg gehad. De Wet, wat 'n dokter is in audiologie aan Tuks, is die mede-stigter en wetenskaplike adviseur van die Jerex Groep, 'n gehoorgesondheidsfirma wat bekostigbare toegang tot gehoorsversorging bied deur die aanwending van slim digitale gesondheidsoplossings wat enigiemand op enige plek kan gebruik. Volgens De Wet het Jerex in 2015 ontstaan as 'n sosiale onderneming en het onlangs 'n allemintige $8.3 miljoen reeks A fondsinsameling voltooi. Lekker leer en lekker luister. De Wet, dankie vir jou tyd. Hierdie is nou, ek dink is nou amper 'n jaar, nee, wat ek en jy al gesels het om 'n onderhoud te doen en ek wil jou so graag met jou gesels en is heerlik om jou hierso by Bouma te hê in die atelier. Net terloops, ek wil sommer vir die Klipkouers sê, toe ek in julle kantore was, dis omtrent net, dit was Januarie, dit was verlede jaar, net voor COVID, julle kantore daar in Pretoria is so pragtig, ek moes die naam van jou argitek kry, en dit is julle argitek wat gehelp het met Bouma, so dit is vir my extra spesiaal om jou in die atelier te hê. Dis great om hier te wees, Jacques, thanks. Uiteindelik kon ons die ding maak werk, daar het 'n paar wêreldgebeure intussen gebeur wat dit moeilik gemaak het, en ek kan definitief sien, jou atelier het die spesifieke argitek se finishing touches. Sê jy kan dit sien, jy kan sien, die hout en staal, ek dink dit sal 'n goeie opsomming wees. Hoorie maar, De Wet, vertel ons 'n bietjie meer van jouself, waar het jy groot geword, die familie en die paadjie wat jy gestap het, waar jy nou hierso, die basis van 'n ongelooflike dinamiese maatskappy, wat ek nou nie kan wag om verder en dieper te delf nie. Yes, Jacques, so ek is 'n Pretoriaaner wat in been en murg Pretoria is. So ek was op skool hier gewees, laerskool, hoërskool, groot geword in Waterkloof, 'n broer, 'n suster, so 'n regte Pretoria storie. En hoërskool, miskien een ding wat miskien so bietjie anders was, is ek was in 'n Afrikaanse huis groot geword, maar ek is toe na Boyseye toe, so Pretoria Boyseye moet almal Engels praat. So daar moet jy maar Engels praat, maar die interessante ding is daar's baie Afrikaanse laities wat so intoe gaan, jy weet. So daar's eintlik 'n paar van my vriende wat saam gaan het, en 'n klomp van my vriende was in Afrikaans hoërskool en skool. So ons het eintlik 'n hele lekker groep vriende gewees wat, jy weet, beide Engels en Afrikaans was. So, het was 'n goeie tyd gewees. Ek het klaar gemaak met hoërskool in 96. So miskien 'n ander interessante draai wat ek gestap het is, ek was in Boyseye gewees tot in standaard 9, wat is dit nou, graad 11. Ja. En toe is ek Amerika toe, so ek het my laaste jaar van skool in Amerika gedoen. My ouers het actually oorgegaan vir 'n jaar lank, so ek het so half die keuse gehad of ek saam met hulle wil gaan, en dit was 'n goeie ervaring geweest. Waar in Amerika? Ons was in Little Rock, Arkansas. So dis aan die diep syde, jy weet, dit vat jou so 3 weke om te besef, ons praat eintlik dieselfde taal as jy Engels praat, want pragtig, so aksente en snaakse ernstige aksent, ja. Nee, so ek was maar baie stil daar in die skool vir die eerste maand gewees. Want jy het nie verstaan wat hulle sê nie. Ek was eers so 'n bietjie leer, jy weet, wat is wat. Maar dit was goed geweest, ja, heeltemal 'n kultuurskok geweest van die formele tipe onderrig by Boyseye tot hierso waar jy in 'n publieke skool is. Jy trek aan soos jy wil, jy doen wat jy wil. So dit was was dit ek wil sê was dit goed en sleg. Bomskok, maar aan die ander kant ek weet van geen tiener wat 'n probleem het om met 'n jean en 'n T-shirt
skool toe te gaan nie. Ja, kyk, het raak later 'n uitdaging om te kies wat se nuwe klere wat dit ek het waardering vir die voorspelbaarheid van, jy weet, 'n skooluniform wat jy elke dag kan aantrek. So nee, dit was 'n goeie ervaring want dit was blootstelling, jy weet. Ek dink blootstelling is maar altyd goed vir ons, jy weet, laat ons oë oop gaan. Dit het by my ook so 'n bietjie van daai, jy weet, begeerte wat ons baie keer het om te sien hoe lyk dit in die res van die wêreld, jy weet, en daai idee dat dit altyd beter is op ander plekke. So 'n bietjie van dit by my, jy weet, geblus. So ek was toe nou baie gelukkig en bly om terug te kom Suid-Afrika toe. So kom net om vinnig by Little Rock, Arkansas, jy weet, stil te staan. Wat's die een ding wat jy sou sê wat baie goed was en die een ding wat baie sleg was? Of minder goed? Kyk, miskien een ding wat ek geleer het daarso is, ons was nou in 'n redelike goeie skool in Little Rock gewees, maar wat ek besef het is dat die standaard van onderrig wat ek hier gekry het in Suid-Afrika was, jy weet, kop en skouers bo wat dit was daarso. So mens het waardering gekry vir wat mense hierso gehad het in terme van die blootstelling en die onderrig en die dinge wat mens geleer het. So dit was definitief my maklikste skooljaar wat ek nog gehad het. So in daai opsig was dit 'n goeie blootstelling. Miskien saam met dit soos ek vroeër genoem het, die feit dat mense so bietjie weier blootstelling het as Suid-Afrika, gee vir jou, ons het nogal baie getoer deur Amerika ook in daai jaar. Dit was 'n voorreg geweest om al die dinge te sien en te ervaar. So dit is 'n baie intensiewe jaar geweest. Ja, ons het baie dinge ingepak in die jaar, jy weet. Maar dit gee mense 'n waardering ook vir die geleenthede en die dinge wat ons hier in Suid-Afrika het. Ek dink die moeilike ding was maar, jy weet, jy kom van Afrika af, jy lyk nie soos iemand van Afrika noodwendig vir hulle nie. So daar's altyd maar interessante gesprekke wat jy moet hê en daar's 'n kultuurskok, jy weet, jy moet maar gewoond raak aan daai kultuur. So daar was 'n bietjie van 'n leerkurwe ook in hierdie hele storie gewees. En interessant hoe ek wou amper sê jou verhouding met Amerika vandag ook is baie belangrike verhouding. So dis amper asof hy full circle gekom het, né? Verseker, ja. So jy kom toe nou terug. Pretoria gemis, alhoewel ek weet meeste gebore getoe Pretoriaaners, ek dink baie ons hulle spot met die Amerikaners wat nooit uit sy staat uit was. Ek dink ons baie Pretoriaaners wat nie weet waar Bloemfontein is nie. Maar in elk geval. Verseker, kyk as jy 'n plek het met sulke lekker weer, hoekom sal jy enige ander plek wil gaan nie? Ons is wat 3 jaar hier. Ons ek weet presies waarvan jy praat en ons verstaan dit nou. Toe kom swat jy. Ja. So en op daai stadium was ek 'n regte, jy weet, 'n tiener of 'n jong student gewees. So my opsies oor wat ek wou studeer was so half bepaal deur hoe lank dit gaan vat, jy weet. Ek het medies oorweeg. Exactly, ja. Ek het oorweeg om iets soos medies te doen, maar op daai stadium het ek gedink 6-7 jaar en dan nog 'n paar jaar se, jy weet, gemeenskapswerk. Gaan net nie op daai stadium vir my werk. Ek dink jy's aan die einde van jou lewe teen 30, jy weet, so jy moet die meeste van jou tyd stok uit. Ja, so op daai stadium het ek gedink aan audiologie. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Audiologie bestuur gehoor, balans en verwante afwykings. Audioloë behandel mense met gehoorverlies en gaan proaktief te werk om verwante skade te voorkom deur gebruik te maak van 'n verskeidenheid van toetsstrategieë, soos gedragsgebaseerde gehoortoetse. Probeer audioloë vasstel of iemand normale sensitiwiteit vir klanke het. Indien gehoorverlies geïdentifiseer word, moet bepaal word watter gedeelte van die gehoor geaffekteer word, tot watter mate en waar die letsel wat die gehoorverlies veroorsaak voorkom. Indien 'n audioloog vasstel dat gehoorverlies teenwoordig is, sal hy of sy aanbevelings maak ten opsigte van ingryping of rehabilitasie, byvoorbeeld gehoorapparate, cochleaire implantings ensovoorts. Hoekom? En daar was 'n vriendin van my in Amerika wat dit gaan swat het. So ek het nogal met haar gesels terwyl ons daarso was. My ma was 'n spraaktaalterapeut. So sy was in daai algemene area gewees. En wat ek gehou het daarvan is, jy weet, ek het nog altyd gehou van die idee van kommunikasie.
die idee dat dit is wat ons mense maak, dis wat ons mense doen, dis wat ons verhoudings sinvol maak en ons self op daai manier betekenis gee as mense. So die hele idee dat ideologie gegaan het oor die kommunikasie element van wat ons inneem. Jy weet, dis hoe ons hoor, dis hoe ons taal hoor, dis hoe ons mense verstaan en dit is hoe ons dan weer sinvol kan weergee, weet, en met mense kan relate. So dit was my altyd interessant geweest. Ek het gehou van die tipe vakke wat daar was, die bietjie fisiologie, maar ook die sielkunde wat daarbey ingekom het. Maar ek moet sê ek het eintlik baie min geweet van wat ek studeer. So dit was so half ek dink nog steeds dit was maar die regte ding wat op die regte deur wat op die regte tyd vir my oopgegaan het. En as ek nou terugkyk, is ek baie dankbaar dat ek daai rigting ingeslaan het. So die saadjie is geplant deur die vriendin. Daar's ek verstaan is jou hart daar mediese komponent was nou snaaks genoeg jou vrou is 'n dokter, so 'n mediese dokter. So dit raak tog aan die liggaam, nê. So ek wou amper sê jy toe nou die beste van beide wêrelde net 'n bietjie meer gespesialiseerd ingegaan en ek wil sê dis vir my kragtig wat jy sê van kommunikasie, want 'n kommunikasie begin by luister. Verseker. Nee, so dis vir my daai is my baie kragtige ding wat jy daar gesê het. Hoekom het jy nie geweet wat jy leer nie? Is dit nou ek weet die tiks is 'n belangrike dit is integraal met wat jy doen en so aan, maar was dit teorie? Was jy die ou wat die probleem was of Kyk, ek dink voor ek ingegaan het ek nie mooi geweet waarvoor ek myself inlaat nie. Ek dink maar soos baie studente, jy weet, jy begin 'n kursus, jy het ergens iets gehoor, maar jy weet nie regtig waaroor dit gaan nie, jy weet, en wat die konteks wil ek amper sê. Nee, verseker, jy het nie daai konteks nie. Daar was tye wat dit moeilik was. Kyk, ek sê altyd vir mense, die eerste rede wat ek sê oor hoekom ek hierdie rigting gekies het is, ek het 'n rigting gesoek wat die beste man-meisie ratio gehad het. En op daai stadium was 1:36 die beste wat ek kon doen. So ek was die enigste man in die klas gewees wat ek jy is 'n wyse man. Ja. So maar ek sê dit natuurlik grappend en wys, maar dit is 'n beroep in Suid-Afrika veral wat eintlik, jy weet, meestal by verre 95% van die mense wat dit beoefen is vrouens. So dit was 'n interessante Wat is die rede daar? keuse. Ek neem aan dit is soos 'n arbeidsterapeut of 'n fisio, nee, ek sê terugdink, dit is maar altyd maar meer vrou gedrewe wil ek sê. Dis reg, ek dink die persepsie was nog altyd so half dat audiologie en spraaktaalterapie wat eintlik nou twee aparte beroepe is, maar in die begin was hulle nogal nou verbonde aan mekaar. So mense het audiologie ook gesien as 'n tipe terapeutiese beroep, jy weet. Terwyl dis eintlik jy weet baie gedrewe op tegnologie. So audiologie kan nie bestaan sonder tegnologie nie. En dit is ook baie, jy weet, gedrewe op die spesifieke gehoororgaan, jy weet, en alles wat daarmee verband hou en die kommunikasie en die dinge wat rondom dit gaan. So anders as spraaktaalterapie is dit baie meer ingenieursgedrewe, daar's bietjie die mediese sy wat daarmee gekoppel is en jy het sielkunde genoem op stadium en tegnologie. So dit is actually 'n wonderlike kombinasie van verseker, ja. So mekaar kom. Ja, so en ek dink dis een van die min beroepe waar daar eintlik 'n behoefte is aan meer mans, jy weet, so daar's bietjie van 'n regstelling nodig na die man se kant toe. Ja. So in daai opsig was dit ook, jy weet, vir my 'n goeie geleentheid gewees en ek dink die feit dat mense man is beteken ook dat mense bring miskien ietsie anders na die beroep waar daar baie keer, jy weet, ook 'n regstelling nodig is. Ja, dis hy sinergisme, ja, nee? Exactly. Hoe lank is die kursus toe nou gewees? So dis 'n 4-jaar kursus. Ek het die 4 jaar baie geniet, goeie vriende gemaak en 'n werklike goeie tyd gehad. Ek was al op daai stadium, jy weet, redelik betrokke by entrepreneurial efforts, so ek het nie net gestudeer nie. Ek en my ouer broer het 'n handyman besigheid begin. Ons genoem dit No Job Too Odd. So ons het met 'n ander ou wat baie handig was, want ons glad nie handig nie, het ons gepartner en ons het so 'n bietjie 'n besigheid op die been gebring. En met daai geld het ons toe 'n bietjie van 'n vervoer besigheid met een van my ouers se ou Mercedes begin wat ons buitelandse mense rondgery het. En toe op die einde van die dag met daai geld het ek en my broer ons wou 'n koffiewinkel oopmaak, maar dit het uit die aard van ons vriende op daai stadium toe in 'n nagklub ontaard.
wat ons noem het liquid state wat ons in Hatfield gehad het. So ons op daai stadium was daar al, jy weet, dinge wat ons so half aan die kant gedoen het wat in die besigheidswêreld geraak het. Maar dit verduidelik en jy het my nou geantwoord. Ek wou jou gevra het waar die entrepreneuriese spark vandaan gekom het. Vandag is full aan waarmee jy besig is 'n baie suksesvolle start-up. Ek bedoel, is wonderlik hoe ek dink is min dat dit bestaan, maar is min waar jy die akademisie kan suksesvol kombineer met die commercial company. Alright, so dit daar begin. Maar wat het jy toe nou? Het jy nie te veel geld begin maak, want baie keer aan die oud begin met dit en as jy weer sien dat hy nou 20 nightclubs. Hy doen al lankal nie meer worry nie oor die kwalifikasie of waar alles wat die doel van die oefening oorspronklik was met die swartings. Kyk, ek dink in daai tipe besigheid begin jy vinnig besef dat die tipe ure en die tyd wat jy insit, jy weet, akkommodeer nie so uitstekend met die ander belangrike dinge in jou lewe, so studeer nie, jy weet, so ek moes baie keer 4 uur, 5 uur die oggend toesluit, dan moet jy nou gaan klas hardloop. So en op daai stadium het my broer getrou en hy is toe af Kaap toe. So ons het toe nou maar op van die besigheid ontslaag geraak so in my finale jaar. Wat toe nou 'n goeie ding was, want dit het toe nou weer ander geleenthede oopgemaak, jy weet. So toe ek nou aan die einde van my swartings kom, het ek 'n geleentheid gekry om sommer direk aan te bly by die universiteit en met navorsing voortgegaan. Dis nog altyd 'n belangstelling van my, jy weet, om vrae te vra en te kyk hoe kan mens daai dinge beantwoord met navorsing en dis wat my fascineer van die wetenskap, jy weet, is dat dit is 'n area waar jy die moeilike vrae kan vra en dan kan jy iets aan mekaar staan om te probeer antwoorde kry. Ek dink die uitdaging is dat gewoonlik wanneer jy die antwoorde kry, het jy so 3 of 4 addisionele vrae, jy weet, wat jy nou weer probeer antwoorde voorkry. Ek hou baie daarvan. Net terugkom, wat as jy nou daai kennismaking met entrepreneurskap met die klub, wat is 'n belangrike besigheidsles wat jy daar geleer het? Kyk, ek dink wat ons geleer het daarso is dat besigheid is nie iets wat sommer van self net reg werk nie. Jy het nodig om 'n goeie insette te kry van mense wat al die paadjie gestap het en jy moet harde klippe kou. Dis verseker en ons het 'n paar harde lesse geleer want die besigheid het goed gedoen, maar die geld het net verdwyn, jy weet, omdat jy nie 'n goeie stelsel in plek het om dit te bestuur nie. So alhoewel jy 'n suksesvolle besigheid hardloop, beteken dit nie noodwendig die besigheid gaan uiteindelik, jy weet, die sukses hê wat jy noodwendig voorsien nie. So ek dink ons het geleer dat besigheid baie moeiliker as mens initieel dink. Dis nie net sommer hoor so slaan iets aan mekaar, mense kom, hulle is tevrede om hulle geld daarso te invest en te belê nie. Daar's actually, jy weet, 'n span ook nodig om dit werklik te maak werk. So ek dink ons het daar geleer uit foute wat ons gemaak het om die besigheid mooi op te pas en wat ons nie het op daai stadium nie. As jy jonk is en jy is 'n student, dan is daar ander dinge wat ook belangrik is, jy weet, so ek dink ons het 'n paar harde lesse geleer daarso, maar dit was ook goeie goeders wat mense, jy weet, oor die langtermyn saam met mense dra. Ek dink dit is altyd daai, ek dink vir my met entrepreneurskap, jy hoor altyd van die stories waar, kyk, daar is ouens daar buite wat gepoks het. So hy kon sy eerste 10, 20, 30 miljoen, hy het dit per ongeluk gemaak. So dan wat van daai ouens doen is, hy wil homself gaan bewys, dat dit nie 'n poks was nie, en dis gewoonlik 'n gemors. Soms is dit okay om te erken, is 'n poks gewees, en geniet, leef van jou rente af, en dan gat jy. So dis een kant. Die ander kant kom ek agter as ek sien waar ek begin het daai tyd 2008 in Londen uit corporate uit en jy bou 'n besigheid op. Nou kry jy 'n bietjie 'n selfvertroue. Kom terug in Suid-Afrika en ek pivot heeltemal digitaal toe. Nou begin jy vra, do I have what it takes? Is ek so slim entrepreneur? En ek kom uit agter dis 'n selfvertroue. En ek dink ek kry idee toe julle daai klub, dis 'n selfvertroue dat ek kan 'n rand op my eie genereer. En dit is nie te versmaai nie. Ja. Nee, verseker. Alright, kom ons spring dan. Kom ons Herex. Wow, ek bedoel wat 'n inspirerende besigheid. Gee ons ek wil sê gee my elevator pitch, alhoewel jy te veel van hulle seker die afgelope paar jaar gedoen.
Maar vertel ons wat Jerex doen in 'n neutedop en dan trek ons 'n bietjie terug. Ek wil want wat baie interessant is julle het 'n paar rondes van investering op 'n globale wêreldwyd wat ouens, ek weet Bose natuurlik, as jy weet wat Bose is nie, ek bedoel die meeste van ons weet is wonderlike speakers. Toe ek met jou gesels, ek het nooit geweet Bose is deel van MIT en Boston, Massachusetts, skielik toe maak die Bose naam sin vir my. Maar ja, so vertel ons 'n bietjie van Jerex en dan so ek sê, wil ek 'n bietjie dieper delf met hierdie investering en dan praat ons nie van klein geld wat julle ouens bymekaar kon maak nie. Want dit is vir my nogal baie uniek, is min dat jy uit 'n Suid-Afrikaanse konteks ouens hier om die draai het wat groot geld uit die as dit seeding capital wil ek sê, kan genereer. So ja, oor na jou. Vertel ons van Jerex. Ja, Jacques, ek dink ek gaan die storie so bietjie verder moet terugvat net om konteks te gee, jy weet, vir Jerex en ek dink daarso miskien een of twee dinge sê oor gehoor en gehoorverlies, want dis die hart van Jerex, dis die area en die probleem wat ons adresseer. Is julle sosiale? Ja. So dis is 'n social entrepreneurship waarmee jy besig is. So ons het begin as 'n social enterprise, verseker, so en dis nog steeds by die hart van ons waardes en waarvoor ons is. Ons is 'n for profit, maar ons is werklik daarso om gehoordienste toeganklik te maak vir mense. En die realiteit is, jy weet, gehoorverlies affekteer meer as 1 biljoen mense oor die wêreld en minder as 5% van mense met gehoorverlies kry toegang tot die dienste wat hulle nodig het. Pragtig. En is dit omdat die ouens in die stiks is of wat is die rede vir dit? Ja, die interessante ding is as jy nou kyk na Afrika, daar gehoor sê net maar professionele persone in die mediese wêreld wat gehoorverlies kan adresseer, jy weet, en kan diagnoseer en behandelings kan gee. Daar's so 1 vir elke miljoen mense in Afrika. So dis net heeltemal te min vir die behoefte. So die professionele persone is 'n probleem en die apparaat tradisioneel is baie duur. Jy weet, beide die toetsopset en die toetsapparaat, maar ook die gehoorapparate en die ander tipe tegnologieë wat ons ouens mee kan help. Die amazing ding is dat ons lewe in 'n dag en eeu wat ons vir mense wonderlike oplossings kan gee vir hulle probleme, maar dis baie duur en meeste mense kan nie toegang kry tot daai dienste nie. En dis eintlik waar Jerex gebore is by daai spanning. En so wat's dit nou 12, 13 jaar gelede het ek net gevoel, jy weet, hierdie hele industrie het nodig om te kyk na wat die megatrends is in die wêreld. Wat besig is om die industrie in die wêreld, jy weet, veral in Afrika en ontwikkelende markte te verander. En op daai stadium was dit konnektiwiteit. Die feit dat die wêreld, jy weet, gekonnekteer geword het deur selfoonnetwerke. Afrika is getransformeer en is besig om getransformeer te word voor ons oë as gevolg van hierdie netwerke. En ek bedoel, in Kenia is die manier van bank met jou foon, jy weet, mense het nie ander bankrekening nie. So die hele konnektiwiteit saam met die tegnologie, die eksponensiële tegnologie vooruitgang, maak dat die hele bankwese en die geldindustrie in Afrika, Kenia is 'n goeie voorbeeld, gerevolutionize is, jy weet. Ander industrieë soos landbou in Afrika, waar ouens wat net hulle klein stukkie grond bewerk, gebruik hulle selfoon om te weet wat is die pryse, wat is die beste markte in hulle omgewing om hierdie goederes te verkoop, jy weet. So hierdie hele tendens het ek op daai stadium met gevoel moet ook die gehoorindustrie en die gehoorgesondheidsindustrie verander. Dis rap as jy wil, jy weet. So dis waar Jerex begin het en op daai stadium was my doelwit om te kyk, hoe kan ons die goedkoopste selfoon gebruik om 'n akkurate gehoortoets te doen. En ek wou gehad het hy moes so maklik wees, so eenvoudig wees, dat iemand wat ongeletterd is, behoort daai ding te kan, jy weet, fasiliteer of te kan afneem. Dis dat my dink aan 'n iPad of Steve Jobs se visie. Was nie 'n 5 of 6 jarige wat ook hom optel en dan begin met hom werk nie. Want jy het nodig om op daai tipe mense, jy weet, staat te kan maak, as jy werklik waar
hierdie goeders op 'n baie groot skaal wil uitrol. So ons het begin met die navorsing, dit is nou seker so 10 jaar gelede. Ek het gepraat eers met 'n professor wat ek wou mee saamwerk om daai stadium, het hy vir my gesê dis onmoontlik. Jy sal dit nooit kan doen nie. En toe het ek gaan verkeerde antwoord. Ja, exactly. En toe het ek gaan verder soek en toe het ek by 'n jong kollega by Tuks by rekenaar-ingenieurswese wat op daai stadium net sy doktorsgraad klaar gemaak het. Hy's nou professor Herman Meiburg. Met hom gekonnekteer, hom opgespoor, vir hom die idee vertel en sy antwoord was kom ons gee dit 'n go, jy weet, kom ons probeer. En ons het toe nou saam en ons het 'n student betrek, het ons hierdie projek afgeskop. Op 'n klein skaal. Maar die ding het toe nou gegroei. Dit het van daar af ontwikkel en die produk het gewerk en deur IP het ons hierdie ding gepatenteer. En aan die hand daarvan het ons 'n verskeidenheid van soortgelyke tegnologieë wat 'n verskeidenheid van gehoor en oor-evaluasies en diagnostiese toetsing jy weet, het ons begin ontwikkel. So 'n hele portefeulje. En dit natuurlik het julle daai tyd alhoewel is seker moeilik om te sê, kon julle antisipeer dat slimfone gaan doen wat hulle kan doen. Want ek bedoel, jy het op die ou Nokia die ding kon laat werk het. Nou sit geen wonder julle so drasties uitgebrei nie, nê? As gevolg en natuurlik internetkonneksie en daai is nou die next is die volgende groot impak wat dit op, ek dink veral Afrika gaan hê, nê. Verseker, kyk, en ek dink dit was die hele idee om ook te kyk na wat gebeur in die wêreld in terme van megatrends en te kyk hoe kan jy daai goed kapitaliseer in ons spesifieke area om werklik waar jy weet gedoen te kry wat ons wou doen, maar ook om seker te maak dat jy dit kan scale. Op die skaal wat ons dit wou doen. Jy weet, ons wou nie net in 'n klein area 'n verskil maak nie. Ons wou werklik seker maak dat hierdie tegnologie is so ontwikkel dat ons wêreldwyd 'n verskil kan maak. En kyk, initieel het ons gedink ons wil as ons dit in Afrika 'n oplossing kan kry, dan weet ons gaan dit enige plek in die wêreld kan werk. Ek dink onmiddellik aan 'n seker Indië ook, nê. As jy nou dink aan groot, selfs Australië. Jy praat nou van ouens wat letterlik jy nou praat van sticks, nê. Is net maak net sin. Verseker en ek dink wat ons toe nou al hoe meer agtergekom het soos hierdie projekte ontwikkel het is dat daar's 'n ding soos reverse innovation, jy weet, dis so skielik is ontwikkelde lande sien dat hierdie tegnologie werk en dit kan industrieë in plekke soos Amerika of in Europa ook heeltemal verander, jy weet, So kom ons net so as 'n side note, wat is die tegnologiese raakpunte? En wat ek daarby bedoel is, ek dink nou aan 'n Formule 1 kar, wat nou 3 weke terug weer weggeskop het. Die tegnologie wat in 'n Formule 1, of baie ons sê altyd, wat is die storie met Formule 1? Wat is nou die doel van Formule 1? Nee, Formule 1 se tegnologie vind sy pad terug na die padkar toe. Is daar, daai is nou karre, maar is daar of ek dink selfs met hulle Formule 1 tegnologie met asemhaling, daar's baie tegnologie. Ek dink is McLaren wat in die mediese industrie in Engeland teen mekaar geraak het, waar hulle sekere predictive tegnologie, hier is nou gesondheidsgedrewe, maar dit kom uit die bou van 'n kar, motorsport uit. Wat is die raakpunte tussen gehoortegnologie wat julle doen en ander industrieë? Wat is ander industrieë wat glad nie met 'n oor of met 'n liggaam self te doen het nie, is daar raakpunte? En leer julle by mekaar? Ja. Kyk, ons is 'n digitale gesondheidsmaatskappy. So enigiets in die digitale wêreld. Daar's onmiddellik 'n raakpunt. Dis reg, ja, raak aan ons. So ons doen baie werk in machine learning en artificial intelligence. So van ons tegnologieë gebruik artificial intelligence om 'n diagnose vir jou te gee oor jou oorkondisie. Byvoorbeeld, ons is 'n digitale maatskappy. Ons het hier en daar so 'n bietjie hardeware projekte wat ons hardloop. Ons het 'n klein kameraatjie wat die grootte van 'n pen is wat jy by jou slimfoon kan inplug en dan kan jy 'n foto neem van jou oorkanaal of jou oordrom. So hier is nou ekskuus ek van jou rede, David, so hierdie is nou 'n klassieke voorbeeld van hoe hierdie een van julle produkte werk. Dis reg, ja. So hierdie is nou 'n voorbeeld, jy weet, om te sien hoe gebruik ons hierdie tegnologie, 'n slimfoon. Ons gebruik 'n klein kameraatjie, 'n hoë kwaliteit kameraatjie, maar hy's goedkoop want ons wil seker maak dis bekostigbaar. Grootte van 'n pen en jy kan hom in jou oor druk of iemand of 'n dokter kan dit gebruik of 'n suster of 'n gemeenskapswerker, jy weet, kan dit gebruik in 'n foto neem van jou oordrom
en dan vat ons 'n machine learning algoritme wat ons ontwikkel het oor die laaste 5-6 jaar, wat ons gevalideer het, die eerste van sy soort in die wêreld, wat dan daai foto vat en hom analiseer en vergelyk met ons databasis, en dan kan ons vir jou sê wat se diagnose jy oor het. Is dit normaal? Het jy 'n oorinfeksie? Is daar 'n impaksie? En 'n verskeidenheid van diagnoses wat ons dan kan maak. En is die eerste van sy soort. Ons is nou besig met die FDA in Amerika om hierdie ding te gesertifiseer te kry. Wat ons nou wil uitrol oor die volgende jaar in Amerika. So ek dink dis 'n voorbeeld van hoe ons gebruik maak van die trends weer eens in machine learning en artificial intelligence. Wat ons dan om dit te vat om 'n foto te analiseer. Ja. So net vanaf daar, hoeveel datapunte analiseer daai foto? Kyk, hierdie algoritmes is deesdae so gevorderd, nee, hy gebruik elke liewe pixel in daai image om die diagnose te support. So dis merkwaardig. Net in die laaste 2 jaar, het ons 3 verskillende iterasies van hierdie ding ontwikkel. Ons is nou op 'n 94% akkuraatheid met ons model. So ons is nou meer akkuraat as wat 'n dokter is om vir jou 'n diagnose te gee oor of jy 'n oorinfeksie het of nie. Hoe akkuraat is 'n dokter histories? Ja, dit is 'n gevaarlike vraag. Kyk, daar's actually 'n klomp navorsing gedoen daaroor. Hang af wat se dokter. Ja, dit hang af. So jy mag nie, is al gemiddelde. Kyk, so as jy nou kyk na jou GPs, dan is die akkuraatheid vir om oorinfeksie te identifiseer. Jy weet op die regte tipe oorinfeksie, so 70 tot 80%. Okay. As jy nou by oorneus en keelarts wat nou die spesialiste is, hulle is by die 90%. Ja, want jy sal dit nou verwag dat maar die punt is, julle bied nou vir Jan Alleman 'n produk wat beter as 'n spesialis is. Dis reg. So ek dink dis die rigting waaraan mens gaan. Dit het natuurlik 2 bene. Aan die een kant kan spesialiste, kan dokters, kan susters, kan klinieke dit gebruik. Of dis net vir 'n tweede opinie wat jy sommer daar kan kry, of jy kan begin staat maak daarop, of jy kan die ding gebruik om jou ook te help leer. So dis dan die een toepassing, maar natuurlik 'n ander toepassing waarna ons oor die langer termyn mik is om te sê, hoe kan ons vir die verbruiker 'n oplossing gee ook? Weer daar by ek wil dis nou die smart devices by die huis, nee. Jy sit by die huis en ek wil ons sien weer neem 'n foto van die moesie. Dis reg, ja. Oog, die oor. Ja. So ek neem aan jou AI en dan nou die kamera. Kyk, dis 'n chicken and the egg. Die een kan nie sonder die ander nie, maar ek kry die idee die grootste is die grootste potensiaal die ontwikkeling van 'n kamera wat meer pixels het. Of as ek sê die een kan nie sonder die ander een nie. Hoe sien julle daai? Maar tog dit voel vir my, maar weer eens, dis nie julle IP lê in al twee. Jy kan nie, dis die engine met dis die kar met die petrol. Jy kan nie een sonder die ander nie. Maar die interessante ding, Jacques, is dat in die wêreld ons nou leef, lê die grootste waarde in die digitale area. So die sagte waarde, die algoritme om die inligting wat jy kry. Kyk, die sensors wat ons gebruik op telefone of kameras, dis redelik algemeen. Jy kry klomp goeie goeders, maar daar's 'n bietjie van 'n saturasie in terme van die kwaliteit. Jy weet, so. En hy ontwikkel net dis reg. Elke jaar, hoef jy te worry te veel daarin. Is goed genoeg. Dis reg, dis goed genoeg. So ek dink daar's klein, jy weet, tegnieke waarop jy hierdie goeders kan verbeter en daar's allerlei interessante dingetjies wat jy kan verander wat dit vir ouens makliker maak om die foto te neem. En ons kyk verseker daarna, maar die grootste waarde lê by hierdie AI diagnostiese komponent wat werklik waar op grond van 'n eenvoudige foto 'n baie akkurate diagnose kan gee. So ons het hierdie nou al klaar uitgerol as 'n beta release omdat dit nog nie finaal deur die FDA goedgekeur is nie. Maar so enige verbruiker wat dit het, kan dit al klaar gebruik, jy weet, en dit gee vir ouens 'n diagnose en dan sê dit vir jou wat die confidence is dat hierdie 'n normale oor is. Hy sal sê 96% of 100%. So jy kan redelik, jy weet, jouself ook daarin meet of hoe akkuraat hierdie stelsel se support diagnose nou is. Ag, en ek dink dis net 'n voorbeeld. Dis nou een van die produkte. Ons kliniese produkte spesialiseer in hoe gebruik jy 'n digitale device, soos 'n slimfoon of 'n tablet, en met 'n sensor, en hoe ons dan met digitale algoritmes gehoortoetse kan doen, oortoetse kan doen, en dan gebruik ons daai inligting om vir jou 'n diagnose te gee. En ek dink die hele idee is, ons wil sê,
gehoordienste is ontoeganklik, omdat ouens moet gaan na 'n gespesialiseerde kliniek, wat daar meeste van die tyd nie is in Afrika nie. Selfs as hulle daar is hulle by hospitale, hulle is baie gevorderd, jy moet in 'n klankdigte omgewing sit, daar's baie ek wil sê, soos 'n dierapparate. studio booth, nee, en ek neem aan dit is histories deel van jou die kostes wat dit so duur maak. Presies, en die apparaat, weet, is gespesialiseerd, so jy het iemand nodig wat dit ken, en dis gewoonlik ouens wat redelike salarisse nodig het. So ons wil kyk, hoe kan ons dit desentraliseer? Ons gebruik hierdie goeder wat mense klaar het, en hulle klaar gebruik, en ons sit slim tegnologie, slim algoritmes, slim digitale sagteware op hierdie goeders, en maak die dienste meer toeganklik. So, 'n paar vrae, jy het nou, ek wil net teruggaan na FDA, Amerika, waar antisipeer julle is die cash cow? Waar sien jy so ek het amper vir jou 3 vrae. So nommer 1, waar voel julle gaan julle die meeste geld maak? Nommer 2, met watse produk gaan julle die meeste geld maak? En dan die derde wil ek vir jou hoor, jy het nou gepraat van 'n normale oor. Net as 'n bietjie tip vir die klipkouers, hoe kyk jy na jou oor? En soos ek dink aan 'n tandarts, hoe gereeld jy veronderstel om jou ore op te check? En dan ek vir jou 4de vraag, maar ek sal hom berg. Jy moet maar daai vraag neerskryf, want ek het hulle nou hierso. Ek gaan hulle dalk vergeet as ek so begin. So watter mark sien julle as ek wil sê jou toekomstige cash cow? So ek dink die interessante ding met HearX is dat ek dink omdat ons kom uit 'n akademiese agtergrond en ons het uitgespin uit IP uit in 'n privaat maatskappy. Die interessante ding is dat ons 'n verskeidenheid van produkte het. So dit is nie altyd maklik om net te sê dis ons doen hierdie een ding nie. Ons is in gehoor, maar ons verskaf, jy weet, van identifikasie tools tot diagnostiese tools en nou ook behandeling. So ons kan vir ouens 'n gehoorapparaat verskaf. So ons gaan oor die hele spektrum. Ons huidiglik word ons produkte gebruik in 39 lande oor die wêreld. So 'n verskeidenheid van ontwikkelde lande en ontwikkelende lande. So en dit word in verskeidenheid van kontekste en verskillende organisasies en mense gebruik. So daar's allerlei layers van gebruikers. Huidiglik is die grootste potensiële mark vir ons Amerika. Is dit? So en omdat ons 'n waagkapitaal maatskappy is wat befonds is deur buite investors, is dit vir ons belangrik om op hierdie stadium te gaan ook waar ons, jy weet, die besigheid kan groei op die vinnigste moontlike manier en ons tegnologie, jy weet, is ons dankbaar oor gee vir ons werklik 'n kompetatiewe voordeel in 'n mark soos Amerika. En ek dink dis nogals een van die voordele om in 'n Afrika konteks te innoveer, want ons innoveer uit nood uit. Jy weet, daar is nie dienste nie, so ons moet innoveer. In daai tipe kontekste is daar klaar dienste, so ouens hoef nie te innoveer nie, maar dan wanneer jy hierdie innovasie gedoen het, jy rol om daai kant uit, dan skielik kan dit modelle heeltemal anders laat lyk, meer koste-effektief, jy weet, kan die modelle optimiseer. So dit gee vir ons nogal daai voordeel. So huidiglik is 'n groot deel van ons aandag op Amerika gefokus. Ons het nou onlangs in die laaste jaar het ons tegnologieportefeulje uitgebrei waar ons nou 'n gehoorapparaat geïntegreer het in ons digitale platform. So ons bou nie die gehoorapparaat nie, ons is nie 'n hardeware maatskappy nie, maar ons Ekskuus, ek wil net vinnig daarby aanraak. Ek dink nou my koöperatiewe daar het ek moes uit die sonbrilindustrie en ek weet later jare met jou preskripsie laat jou oortoets en toe die manne nou die specsavers van Engeland wat nie dieselfde is specsavers Suid-Afrika niks met Engeland te doen nie, maar waar die gehoorapparaat toe nou gelink is, die ou ek bedoel die bo 60 kom in, oor is nie lekker nie, oor is ook nie lekker, daar gat jy. Wat is daai tegnologiese ontwikkeling in die apparaat self? Ek bedoel, probeer julle seker maak julle die beste gehoorapparaat? Is dit irrelevant? Ek wil sê, is die diagnose nog steeds die belangrikste? Of is dit al twee is... Ek dink dis 'n baie goeie vraag, Jacques. En ek wil net weer eens beklemtoon terugkom na die digitaal toe, want dis die feit dat hier is 'n stukkie tegnologie, maar hoe integreer ons hom in 'n digitale wêreld, jy weet. So met ander woorde, dis gaan nie net oor die stukkie hardeware nie. Ja, ons het 'n goeie apparaat wat ons gesols het, wat ons gehelp het in terme van wat ons spesifikasies moet wees. Goeie apparaat met 'n baie goeie prys. Maar
Bluetooth connectiviteit, so hy konnekteer met die digitale apparaat. So Dit is soos preventative maintenance dan. Dis reg. Hy kan ongoing sien wat gaan hier aan. Ja, dis reg. So en hy konnekteer met die slimfoon. So wat ons nou doen met hierdie tegnologie wat ons nou in Amerika uitgerol het, ons het 'n launch gehad einde laas jaar van hierdie produk wat ons noem Lexi. Dis ons gehoorapparaat. So hy is gekoppel met jou smartphone, jy kan die app download. In Amerika kan jy nou die apparaat koop. Ons het ook 'n nuwe model gelaunch daarso wat ons 'n subscription gee, so jy soos jou selfoon betaal jy 'n maandelikse fooi vir jou gehoorapparaat. So jy kry al jou dienste, jou Ja, maar die ding hy evolve. Hy's nie as vrot 'n jaar later nie. Hy is aan die ontwikkel en verbeter. Verseker, ja. En wat ons gedoen het is jy kan die apparate nou bestel, hulle kom by jou huis aan met in 'n boksie. Jy maak dit oop, sit dit op en dan met die toepassing wat jy aflaai, kan jy dan jou gehoor toets deur die gehoorapparaat. So ons doen dan 'n toets wat net so akkuraat is. Ons het die studies gedoen as 'n tipiese ander evaluasie wat jy sou doen in 'n professionele omgewing. En dan kan ons direk van daai slimfoon kan ons dan jou gehoorapparaat programmeer vir jou spesifieke gehoorverlies. So hy's klaar aangepas vir jou gehoorverlies. En dan het ons nou 'n paar interessante dinge gedoen met hierdie tegnologie. Ons het ons koppel dit aan 'n call center wat ons hier in Suid-Afrika het. So ouens kan in die toepassing direk met iemand gesels. Hulle kan hulle sien deur video conferencing. Hulle kan troubleshooting doen. Hierdie ouens aan hierdie kant en ons stel audioloë aan om dit ook te doen vir ons in Amerika. Hulle word hearing experts genoem in Amerika. Hulle kan dan die ou se gehoorapparaat oorneem van hier af en hom herprogrammeer, klein veranderingkies maak. Jy weet, dis telemedisyne, dit is telehealth. Ongelooflik. En wat ons ook gedoen het, is ons die eerste gehoorapparaat wat gelaunch het wat 'n incentive program gekoppel het aan hom. So ons gee vir jou geld terug of jou subskripsie word laer hoe meer jy jou gehoorapparaat gebruik. So ons beloon jou vir goeie gehoorgebruik. Sodat ons weet, jy gaan gelukkig wees en tevrede wees met die apparaat en ons kan ook sien hoe baie jy die apparaat gebruik. So ons doen data logging. So weer eens net terug na die digitale wêreld, jy weet, so al hierdie inligting maak ons bymekaar sodat ons in die eerste plek vir jou die beste moontlike passing kan gee, maar as daar issues is, kan ons dit dan aanpas vir jou spesifieke behoeftes ook. Ongelooflik. So ek wil vinnig so ons het die mark, ek sal nou weer terugkom na wat is 'n advies wat jy het om, hoe kyk jy na jou ore, maar saam met dit is, nou het jy, ek het hier geskryf, oud versus jong. Wat veroorsaak, weer eens as ons 80-20 moet doen op gehoorverlies, wat is die groot, een of twee faktore wat tot gehoorverlies lei, of ek wil sê daai culprits, en hoe sien jy die kinders, ek dink nou aan, met ons tegnologie, weet nou het hulle hierdie oor goed in, wat noem jy dit, gehoorstoele wat in die oor indruk. Ek sit nou hier met my helikopter, goed wat goed is vir jou, maar direk in die oor. So is daar moeilikheid wat broei, wil ek sê, met hierdie jonger generasie. Behalwe dat ek dink ons almal se oë word opgeneek. Dit is goeie nuus vir die optometriste, dink ek, van die toekoms. Maar word ons ore ook opgeneek in die proses? Ja, dis weer eens 'n belangrike punt om oor te gesels, Jacques. So daar's die twee hoofredes vir gehoorverlies en die eerste ene is ouderdom. Jy moet net oud genoeg word, dan gaan jy 'n gehoorprobleem hê. Dis 'n gegewe. Dis 'n gegewe, party mense vinniger as ander en dis 'n verskeidenheid van genetiese en omgewingsfaktore wat 'n rol speel daarso. Maar byvoorbeeld 1 uit 3 mense bo 65 gaan 'n gehoorverlies hê wat kan baat vind by 'n gehoorapparaat. Die tweede grootste rede is geraas of klankblootstelling. Dit hang af wat jou definisie van geraas is natuurlik. So in 'n werksopset, industriële, jy weet, omgewings is natuurlik geraas blootstelling 'n groot risiko vir gehoorverlies. En dit is maar oor tyd, jy weet, dis gewoonlik mense dink baie keer, jy weet, jy word blootgestel en dan jy 'n gehoorverlies, maar dis nie die realiteit nie. Dit gebeur stadig oor 'n lang tydperk. So as jy blootstelling het oor 10-15 jaar, dan beteken dit dat jou gehoor begin al hoe vinniger afneem. En dit neem ook nie oral gelyktydig af nie. Ons hoor van 20 tot 20.000 hertz. So dis 'n groot frekwensie spektrum wat ons inhoor.
jy begin al jou baie hoë frekwensie gehoor tussen 16 en 20.000 Hz verloor na 20 jaar. So ek en jy het al klaar baie van ons baie hoë frekwensie. Wel jy het 'n nightclub besit, so jy het meer dan. Ek af as jy, ja. Want jy het daai oorfone aan, jy weet, elke dag. So dit gebeur baie geleidelik, gebeur gewoonlik in die hoë frekwensies. So ouens kom dit nie noodwendig agter nie. Waar hulle dit sal agterkom is as hulle in 'n restaurant sit en daar's agtergrondsgeraas, jy weet. Dan sukkel jy om die gesprekke ordentlik te volg, want ons het daai hoë frekwensie inligting nodig om ons te help om die geraas uit te kanselleer en te fokus op die spraak, ja. Okay. So dis en nou net terug te kom na die jong mense. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het so 3 jaar gelede 'n baie groot bewusmakingsveldtog begin rondom veilige luister, safe listening. Okay. Veral vir jong mense tussen 12 en 35. Hulle sê daar's 1.1 biljoen mense in daai ouderdomsgroep wat die risiko het vir permanente gehoorverlies as gevolg van verkeerde gebruik van persoonlike musiek devices, jy weet, so jou oorfone in jou ore, jou musiek wat jy luister. Ja, net te hard speel. Ek sit en dink onmiddellik waar ek agtergekom het, ek wil amper sê vir my ticking time bomb was die jare wat ek nou Tube in Londen gery het. Ek het baie vinnig agtergekom dat omdat daai Tube so raas, sit jy om jou musiek te hoor. Nou sien jy nou ouens om jou wat nou musiek luister en wat ook al luister. Maar jy het amper daai volume is 50-60% hoor type weet net om dit kan hoor. So in die proses is jy besig om in jou stil kamer so jy nooit so hard luister nie. Nee, en ek het gou genoem agterkom ek gaan nou maar moet lees of skryf want ek kan nie aanhou luister want dit is net te hard. En ek dink dis presies een van die gevare is veral in ander omgewings waar dit raserig is waar mense probeer om dit uit te kanselleer. Kom jy nie agter hoe hard dit is nie en dit gaan beide oor die hardheid maar ook hoe lank jy blootgestel word daaraan, jy weet, so dis volume maar dis ook duur van daai blootstelling. Maar soos jy sê dis nie net gebeur nie op een slag. Nee. En dit is mos soos ek nou my huisgenoot dink ek was dit Fanie, maar wat was daar in die middel man, maar dit is mos haartjies in ons ore, nê? Of wat platval, wat doodgaan of iets Ja man, ek kan lank praat oor die gehoororgaan. Dit is 'n absolute wonder van 'n orgaan. Ek bedoel, jy is in die industrie wat mense moet luister, jy weet, so is eintlik iets om oor te dink, maar ons gehoororgaan, ons word die cochlea genoem, is die grootte van 'n ertjie. Hy is soos 'n slakkehuis gevorm en ek soos ek vir jou genoem het, hy kan frekwensies van 20 tot 20.000 Hz kodeer en vir jou brein deurgee. En daar's so 15.000 haarselletjies in daai delikate orgaan. Hy's gehuisves in die hardste been in jou liggaam. Omdat hy so belangrik is, jy weet. So en daai klein orgaan maak dat ons al hierdie wonderlike dinge kan hoor en kan ervaar in die wêreld wat ons in lewe. Dit is 'n wonder van ontwerp. Nou daai been, ek wil net en ek wil aan die einde van ons gesprek ek het vir jou vlugtig genoem nou die dag toe ek daar van Sasol af gery het toe hoor ek van die nuwe Bose sonbrille wat hulle sê is geconnect met die been. En hulle sê dis hoekom Beethoven ook kon nog musiek komponeer want daar's 'n vibrasie. Is dit die been? Kyk, die beengeleiding van klank. Dit is wat Bose byvoorbeeld doen met daai tipe sonbril oorfone van hulle. Dit beteken eintlik maar net dat jy in plaas van die klank deur jou oorkanaal na jou gehoororgaan stuur. Met ander woorde, hy gaan in jou oorkanaal, hy gaan deur die oordrom, die 3 kleinste bene in jou liggaam wat die vibrasies dan deurvoer na daai ertjie orgaan wat ons van gepraat het. Dis hoe ons gewoonlik hoor. Okay. Maar as jy beengeleiding gehoor doen, dan beteken jy stimuleer die been van jou skedel direk. Jy kan dit enige plek doen. Jy kan dit op jou voorkop doen, jy kan dit hier agter doen. Jy vibreer die been, die skedel. En dan beteken dit jy stimuleer daai gehoororgaan direk. So jy mis die oorkanaal en jy mis die middeloor gedeelte. Is dit 'n gesonder manier van luister? Dit is nie noodwendig nie. Maar daai 5000 haartjies is die bottom line. Hulle is daar in die middel. So maak nie saak jy by hulle uitkom as jy te hard by hulle uitkom, gaan jy moeilikheid. Dis die ding, ja. So op daai noot van moeilikheid wat aan die gebeur is hierso, wat is 'n vinnige tip in terme van
veral ons die groot mense en weer die kinders wat met ons, en ons weet nou nie goed te hard luister nie, maar is daar 'n tipe van hoe gereeld moet ons oor 'n toets byvoorbeeld? Ja, dis goed. Miskien is daar 'n paar dingetjies wat ons kan sê daaroor. As jy bo 50, 55 jaar oud is, dan raak dit 'n goeie idee om jou gehoor elke jaar te toets. So dis dat jy nie uitgevang word. Dis reg. Dat jy vroegtydig kan agterkom as daar 'n afname is in gehoor. Want hoe vroeër jy iets doen daaraan as jy 'n gehoorprobleem het, hoe beter is jou langer termyn uitkomste. En hier's miskien net 'n interessante ding om te noem. Daar's nou 'n baie groot nasionale studie in Amerika wat gebaseer is op navorsing wat reeds gedoen is, wat gehoorverlies koppel met dementia. So, pragtig. As jy 'n gehoorverlies het, het jy 'n 3 keer tot 5 keer groter kans om dementia te ontwikkel. En die presiese meganisme daarvoor is hulle nog nie heeltemal seker nie. Dit mag of wees as gevolg van die gehoorverlies self, of as gevolg van die feit dat ouens wat gehoorverlies het, begin hulle self al hoe meer onttrek uit sosiale omgewings uit. En met ander woorde, daar's minder interaksies, daar's die verhouding, kwaliteit neem dikwels af. En dat dit daartoe lei, maar die realiteit is daar's daai verhouding met gehoor en kognitiewe agteruitgaan by ouer mense en selfs dementia. So wat is 'n beter, kyk jy het mos nou, ek het nou hier gedink aan luister versus lees. Ja. Want met dementia, ek dink aan my skoonpa dementia, so baie keer ook gesê jy gebruik net nie die spier nie. Ja. Dit net is eenvoudig soos dit. So is dit 'n kwessie van om met luister, daar is 'n vorm van mental stimulasie. Ja. Maar as jy nou nie kan hoor nie en jy hou aan lees, in teorie dan behoort jy nie dementia te kry nie. Of is ek nou oorvreemvoudig? Ja, ek dink dit is meer gekompliseerd. Kyk, dis definitief, ons weet as jy jouself kognitief stimuleer, dan is jy besig om kognitiewe agteruitgang met ouderdom stadiger te maak. Ja. Dit gebeur van self as gevolg van, jy weet, strukturele veranderinge in die brein, maar jy maak dit stadiger. Maar die gehoorlink is eintlik interessant, want daar's iets van dementia wat, as ons in verhoudings bly, ons het gesonde verhoudings, dan is dit ook 'n faktor wat jou beskerm van dementia. So dis 'n emosionele komponent. Dis reg, en verhoudings en interaksies en om te luister en te praat, jy weet, en gehoor weer eens is 'n essensiële bousteen om daai proses, jy weet, gesond en aan die gang te hou. Dis baie interessant en dit maak sin, hè, dit daai sosiale interaksie. So net om terug te kom nog na van die tips. So jy moet, as jy dit ouer as 50, 55 is, toets jou gehoor, jy weet, 1 keer 'n jaar. Die ander ding miskien net om te noem is dat ouers met kinders is baie keer besorgd oor hulle kinders of nie besorgd nie. En die realiteit is gehoorverlies is 'n onsigbare jy weet probleem, nee. So mense sal dit nie weet nie. Baie keer kom ouers eers agter by kinders dat hulle gehoorprobleme het wanneer hulle nie goed doen op skool nie, of wanneer hulle terugkom van die skool af met klagtes oor hulle gedrag en hulle optrede. So mense, en dikwels is omdat kinders net nie so hoor soos hulle moet hoor, en dan kan 'n verskeidenheid van redes wees daarvoor. So ons sê maar altyd vir ouers ook, jy weet, om altyd jou kind so vroeg as moontlik te laat toets vir 'n gehoorprobleem, want jy gaan nie noodwendig weet dat hulle een het nie, in jou huis is dit stil, en wanneer jy praat, luister hulle of hulle luister nie. maar mens wil maar eerder vroegtydig, jy weet, iets laat doen omtrent. En dan miskien net oor die gebruik van oorfone, omdat jong mense, ons almal gebruik het, ons almal hou van ons musiek, en ek dink die boodskap daarso is, geniet jou musiek, jy weet, dis great om dit te geniet, maar doen dit op 'n goeie volume, en nie vir te lank nie. En as jy hier en daar 'n liedjie werklik wil luister teen 'n harde volume, dan is dit fyn, jy weet. Daai een keer daarin liedjie gaan jy exactly, gaan jou nie oor die mix sit. Ja. Maar moet net nie dit 'n lewensgewoonte maak om dit teen daai volumes te luister nie. En 'n interessante, ons is nou, ek hou van Spotify, jy weet, ons het jy's ook oor podcast. Spotify is baie, ek sien hy's besig om stelselmatig vir Apple verby te steek, as 'n podcast platform, maar so ons gebruik dit in die huis, ons familie, ons gebruik dit hier by Bouma. Ek sien hulle het stellings wat vir jou sê, luister, moet nie nou harder luister nie. Ja. So daar's ek wil sê, hulle is daarom verantwoordelik, dink ek, baie van hierdie luisterplatforms in daai opsig.
Ja, hulle raak al hoe meer bewus daarvan en ek dink kyk die wêreldgesondheidsorganisasie veldtog was deel van die rede hiervoor. Ek was op die komitee gewees en ouens soos Apple, Samsung, Sony was almal deel van hierdie gesprekke gewees. So jy sal sien die Apple fone gee nou ook vir jou terugvoer, jy weet, oor jou blootstelling. Ja. Sure. So, hier's nou 'n simpel vraag. En dan wil ek begin, dan wil ek nou na die investering kant toe gaan nou en ek wil begin by die Universiteit van Pretoria spin-off. So vat hom van daar af en vat ons hom deur. Jy het nou gesê 20 tot 20.000 hertz, nee. Mens, wat is 'n hond? Waar hard operate hy? Hoekom kan ons nie honde vletjie hoor nie? Ja, so honde kan so bietjie hoor as dit hoor. Maar baie keer is daai honde vletjies maar soos 22.000 hertz. So jy gaan dit nie kan hoor nie, jy weet, maar dis 'n klein bietjie meer. Ja, dis 'n klein. Okay, so ons is ons sal nooit soos hulle kan ryk nie. Nee. Maar ons kan ons so goed as hulle hoor. Hulle hou ook net daai gehoor langer as ons. Jy weet, die probleem is ons verloor dit baie vinnig. Ja. So kom ons praat geld. Kom ons praat investering. Ek sê hierdie is ek kan amper net 'n episode met jou oor dit praat. So jy begin by universiteit, ek wil sê R&D, audio gedrewe, en toe vertel ons daai storie nou waar julle, $8.3 miljoen, wat julle nou 'n tweede ronde, nee? Dit is ons Series A befondsing, ja. So ons is voor dit het ons wat ons noem 'n angel ronde gedoen. Hoeveel was? Kyk, ons is eintlik al deur 3 rondes. So series ons het 'n seed ronde gehad. Was dit ons angel ronde gehad eerste. So dit was ouens 'n groep ouens in Singapore wat in ons geglo het en in ons produk geglo het. Ek was in Finland gewees by 'n slush event waar dit is jong startups wat present en dan sal investors daar. Wat is slush? Slush, dit is 'n groot byeenkoms wat elke jaar gehou word in Finland en dit is internasionaal. So daar kom so 20.000 mense bymekaar en dis almal jong startups wat 'n great idee het. Enige ding, ja. Dis in enige industrie. Klomp van die bekende, jy weet, maatskappye wat nou so al traction het daar begin. Magtig. So dis eintlik 'n matchmaking plek so waar daar startups is, jy doen pitching kompetisies daarso en dan is daar investors. So investors kom in waagkapitaal en hulle kyk dan wat se tegnologie is daar en dan begin die gesprekke, jy weet. Jy sit allerlei meetings op met investors. Wow. Hoe het jy van hulle bewus geword? Man, dit is eintlik so 'n lang storie. Kyk, so miskien om dit te koppel aan hoe ons van die universiteit gegaan het tot 'n volwaardige maatskappy. So miskien moet ek net so 'n bietjie teruggaan en dan gaan ons weer in slash in en dan kan ons die befondsing van daar af vasvat. So ons is by die universiteit en my co-founder Herman Meiburg, as ek vroeër gepraat het, ja, die prof in rekenaar-ingenieurswese. Ons het toe ons gesien het hierdie tegnologie werk en ons het die navorsing gedoen, die validasies, het ons begin om na plekke toe te gaan om befondsing te probeer kry. So ons het pitches gaan doen waar ons ook al kon, jy weet. So ons het 'n klompie pryse gewen op daai stadium. Ons het 'n Philips Innovation Fellowship gewen wat vir jou so 'n bietjie geld gee om dinge mee te kan begin. Maar dis daai credibility wat jy nou toe gehad het om te gaan shop. Dis reg. So wat het julle gaan shop voor? Wat julle soveel as moontlik of wat was daar in terme van waar ons gaan pitch het. Ja, wat het julle gesoek? Kyk, ons het enige ding wat ons kon kry, het ons by gaan pitch, jy weet. So ons het by die SAB Foundation gepitch, daarso het ons 'n derde prys gewen en 'n bietjie seed capital gekry in terme van befondsing. Ons het hierdie Philips Innovation Fellowship gewen. Ons het 'n paar ander pryse gewen wat vir ons gehelp het om so 'n bietjie begin kapitaal bymekaar te maak. Ons het ook 'n ding gewen by die Innovation Hub wat hulle vir ons 'n mentorship program gegee het, kantoorspasie en 'n hele support program vir die eerste 2-3 jaar van die besigheid. So op daai stadium het ons dit gedoen. Ons het ook gewerk met die universiteit om te kyk hoe kan ons hierdie tegnologie kommersialiseer. Jy weet, dit is 'n uitdaging. Universiteite sukkel hulle is baie goed om IP te generate, maar hulle sukkel om dit uit te kry en dit te kommersialiseer. Dit is wêreldwyd 'n tendens. En so op daai stadium het ons 'n klomp verskillende maniere probeer. Op die einde van die dag wat na baie lang gesprekke, baie meetings het ons met 'n entrepreneur
wat saam met Herman gestudeer het voorheen. So was 'n vriend van hom, het ons hom aan boord gebring. Sy naam is Nick Klopper, hy is nou nog steeds die CEO van Jerex. So hy was eintlik een van die eerste investors in die maatskappy. So, maar hy is ook hy's 'n eerste investor, maar ook 'n co-founder van die maatskappy. So ons het op sy track record het ons by IP dit reg gekry om die tegnologie uit te spin, en ons het 'n ooreenkoms met hulle gehad dat hulle nog steeds so half, jy weet, 'n royalty kry op van die IP. Maar so kon ons die maatskappy begin in einde 2015 dit reg gekry. 2016 by die Innovation Hub begin met 2 persone wat daar werk, Nick en ons developer. So ons met 2 mense begin, en ek en Herman is nog steeds al 2 voltyds by die universiteit, maar ons dien as adviseurs vir Jerex, en ons werk baie nou saam. Ons navorsing is nog steeds baie belyn. So jy obviously sit op die board. En ek sit op die board van die maatskappy. So baie betrokke. My navorsing en Jerex se werk is eintlik nou, jy weet, heeltemal oorvleelend. So ons werk baie nou saam. So dis so half die beginstorie, weet, en daai initiële befondsing wat ons kry met hierdie pryse, het nou maar gaan om die eerste jaar se salarisse te cover. En dis in daai tyd wat ons toe 'n geleentheid gekry het, 'n prys. Een van hierdie pitches was toe nou 'n prys om Slush toe te gaan. Ons is toe befonds om na hierdie Slush geleentheid in Finland te gaan. Dit was in 2016 gewees. En Was daar ander Suid-Afrikaners daar? Daar was 'n klein groepie van Suid-Afrikaners. Dit was eintlik 'n prys wat ons gewen het deur 'n Suid-Afrikaanse pitching kompetisie. So ons was so 'n handjievol van Suid-Afrikaners, jong entrepreneurs. Okay, almal wat toe nou gewen het. Ja, dis reg, finaliste. Ja. En daarso het ons nou 'n geleentheid gehad om ons tegnologie te pitch en met investors te ontmoet. En ons het nogal redelik goed gedoen tot in die finaal gekom met die pitching kompetisie. En daarso Hoe lank is 'n pitch? Daar is daar Kyk, dit hang af. So jou eerste pitch is 3 minute. That's it. Ja. So is 'n lang elevator pitch. So en dan as jy nou deurkom, dan is daar hier en daar 'n plek waar jy so 'n bietjie langer kan gaan, jy weet, so sê net maar 4-5 minute. Maar nee, jy leer om baie vinnig jou idee te probeer kommunikeer. En is 'n goeie leerskool, en hulle het ook mentorskap klasse daar, so julle was voorberei. Julle darm kon in 3 minute die boodskap oorkry. Ja, nee, jy werk deur daai goeters. En dis interessant hoe dit werk, jy weet, daarso het ons nou 'n paar gesprekke met ouens gehad wat ons toe nou opgevolg het. Een van die gesprekke was met iemand van Singapore af, en hulle het gehou van die idee, hulle het gehou van ons, en hulle het gehou van die sosiale element, jy weet. En dit is waar ons eerste angel investment vandaan gekry het, en ons het maar hierdie ding geleer, jy weet, so hulle sê, ons stel voor, dis 'n valuation vir wat ons het, die minimum viable produk, die traction wat ons alreeds het, die blootstelling. En ons soek persentasie. Ja. Wat is daai, so ek wil nou nie dinge vooruit hardloop nie. Wat is daar rule of thumb wat die ouens is 'n persentasie sal vat? Of hang dit nou af as dit seed capital of daai angel investor seed en dan wat die groot spelers inkom, word dit meer, minder, is daar? Ja, dit hang maar baie af, nee. Dit is soos dit hang maar af wie die span is. So dis vir hulle belangrik om te sien dat daar ouens is wat die tegnologie goed verstaan, wat van 'n tegniese aspek werklik waar jy expertise het, wat credibility het. Dan wil hulle ook kan sien dat daar, jy weet, 'n entrepreneurial besigheidsmindset is, ouens wat die ding kan groei. So die span is baie belangrik. Die IP is natuurlik ook baie belangrik. Yes. En jou competitive advantage, jy weet, hoe lyk die mark? So al daai goeie saam. Maar dan is daar maar so 'n bietjie van 'n guesstimate, jy weet, 'n thumbs up, en dis maar willing buyer, willing seller, jy weet, so. So ek neem aan hulle push vir so min as moontlik vir soveel as moontlik, en julle soek nou weer dit andersom. En hierdie ouens is ouens gewoonlik wat jy weet, hulle het al so bietjie in hierdie area rond gespeel, so hulle ken hulle gaan jou laat sweet. Ja, hulle gaan jou laat sweet, maar hulle is ook ons was baie bevoordeel om met 'n uitstekende groep mense. So hulle was so 4-5 investors wat almal 'n sekere hoeveelheid geld ingesit het. Dis nou die Singapore ouens, ja. En hulle was nie te moeilik geweest daaroor nie. Hulle het geglo in die konsep en die idee, en ek dink hulle sien hierdie is 'n waagkapitaal investment, hoë risiko, maar as dit werk, dan is dit high returns. En op hierdie stadium is hulle returns redelik goed. So hulle sit, so wat was daar, mag jy sê wat die persentasie was wat hulle toe gevat het? So dit was maar 'n klein persentasie op daai stadium. Ek dink in die totaal wat ons in daai ronde gereis het was, ek dink dit was $500,000. Okay.
So en Dit het julle verwagtinge oorskry. Wat was vir julle in julle koppe best case toe julle daai eerste 3 minute pitch? Ja, kyk, ek dink ons het gehoop vir daai tipe bedrag. Ja, ons het nodig gehad om die besigheid werklik te groei. Jy weet, ons het ouens gesoek wat glo in die besigheid en wat die geld agter dit sou sit. Ek dink ons het nie mooi geweet waar die valuation gaan trek op daai stadium nie, maar ek dink ons was baie happy geweest met daai ooreenkoms. Ja. So dit begin toe alles, ek wil sê die engine start op 'n groot manier by Slush. Ja. En so vat ons nou deur daar, wat het toe nou volgende gebeur? Jy het nou 3 rondes, so vat ons deur elke ronde. So natuurlik, dan moet jy daai geld gebruik om jou span te bou. Jy weet 'n goeie span agter jou te kry om jou brand te bou, jou bemarking te doen en jou produkte nog te ontwikkel. Ons is op daai stadium nog baie nie mature in die produkte nie. Ons produkte, om die mediese sy moet ook mediese registrasies skryf wat baie duur is. So ons moet 'n klomp prosesse in plek kry. So jy sal verbaas wees hoe vinnig daai geld verdwyn. So jy moet maar die heeltyd jou horizon dophou van wanneer moet jy weer 'n befondsingsronde doen. So op daai stadium het ons toe met 'n kort daarna het ons toe nou met 'n maatskappy in Suid-Afrika ontmoet wat 'n oorseese eienaar het. En julle gaan soek toe nou. Hulle het na ons toe gekom om waar te sê. Okay. En hulle is in die gehoorbeskermingsindustrie. So by myne byvoorbeeld, hulle verskaf persoonlike gehoorbeskerming. Okay. En hulle het toe na ons toe gekom en die eienaar van die maatskappy wat van België is, het toe met ons 'n gesprek gehad en wou hoor hoe kan ons saamwerk? Is daar 'n manier wat ons besighede nouer kan saamwerk? En ons het gehou van die idee. En daar was sprake dat ons so half miskien sou saam smelt ook, maar ons wou ons besigheid groei, jy weet. Ons het geglo in die idee en die konsep. So op die einde van die dag was dit toe nou ons tweede ronde van investering. So dit was toe nou die seed capital. So hierdie persoon het toe nou heel wat meer geïnvest as die angels, teen 'n hoër valuation op daai stadium. Maar jy toe nou die lekker ding is, alhoewel hy in België gesit het julle ouens op die grond in mede Suid-Afrikaners met julle toe nou begin werk. En ons het toe nou 'n paar projekte met hulle op die been gekry ook, jy weet, wat ons Wat is daai lyn? Hoe dun is daai lyn waar jou investeerder nou bring ek $10 miljoen, maar ek weet niks van wat jy doen nie. Ek's nie 'n aantreklike partner eintlik nie, nê. Ja. So hoe baie waarde het hierdie ouens toegevoeg? Over and above. Ja. 'n geldjie. Dis 'n baie goeie punt daai, want mens moet oorweeg, jy weet, soek jy geld of soek jy strategiese geld? Want dis baie beter om strategiese partners op te bring wat nie net die geld bring nie, maar wat ook die koneksies bring en die moontlikhede vir groei. So hierdie partner was 'n goed in terme van dat dit strategies was. Ons is belyn met hulle. Ons het 'n klomp projekte op die been gekry wat ons saam gedoen het, wat ons vir hulle ook kon doen, wat vir ons gehelp het om ons netwerk te groei. So dit was goed, want dit was nie net geld nie, dit was nie net kapitaal nie, dit was ek slim kapitaal. En dit was 'n goeie verhouding, weet ek dink ons was bevoorreg met al ons investeerders dat ons nog altyd goeie verhoudings gehad het en goeie werksverhoudings ook in 'n waardering. So ons het toe nou ons het een rondom met hierdie investor gedoen en later het ons nog so bietjie addisionele ekwiteit verkoop aan hulle toe ons nog so bietjie geld nodig gehad het. So ons het eintlik met hierdie partner 'n goeie verhouding gehad oor 'n langer termyn wat ons kon help om die besigheid op 'n stabiele manier te groei. Kyk, waagkapitaal is maar altyd een van daai uitdagings dat jy moet die besigheid groei. So jy's nooit profitable nie, weet. Jy is heeltyd besig om maar net te expand en te groei, en so met ander woorde jou uitgawes raak al hoe meer. So die befondsingsronde hardloop in parallel die heeltyd. Jy weet, daai gesprekke is maar die heeltyd op die tafel. So wat het julle toe nou daai tweede ronde, wat het toe ingekom? Basis is $500. Ja, ek probeer nou ek probeer die bedrag nou onthou. Dis moeilik om presies te onthou oor hierdie tydperk. Ek dink dit was so addisionele $2.5 miljoen. Ja, so nou 5 keer meer is as die eerste ronde. So, maar ek wil sê daai is ook 'n bewys, proof of concept, nee, dat julle is nou op die regte trek. En toe van daar af. Of so kom ek sê, wat was en ek wil saam met dit nou, jy praat van parallel hardloop. Wat was die uitdagings? Wat is 'n besigheidsles? Ek wil sê in elkeen van daai weer eens goed en sleg.
wat jy in elkeen van hierdie 3 stappe. Ons is nou net met stap 2 en ons sal nou by stap 3 kom wat nou onlangs of 'n jaar terug, nee. Goed en sleg in elkeen van die stappe. Ja, kyk, ek dink daar's baie lesse. So 'n mens leer maar die hele tyd. Hierdie is die eerste keer wat ons deur hierdie proses gaan. Jy weet, dit is redelik uniek vir 'n Suid-Afrikaanse maatskappy om so vinnig deur hierdie stappe te gaan. Net so daar was nie baie ouens wat ons hier in Suid-Afrika mentor oor hierdie storie nie. Ons het geleer dat fokus is belangrik. Jy weet, om gefokus te wees met wat jy doen, omdat ons kom uit 'n agtergrond van R&D, was ons temptasie om net aan te hou develop. Jy weet, ons het amazing idees en ons het 'n hele spektrum van produkte ontwikkel. Tot ons op 'n plek gekom het, ons besef het ons het nodig om nou te execute. En die ontwikkeling so bietjie, jy weet, minder prioriteit te gee, execution 'n groter prioriteit te gee en ook die span te bou rondom execution, jy weet, business development. So dit was 'n belangrike stap vir ons. In terme van die befondsers, ek dink ons het besef, dit is belangrik om strategiese ouens te hê. So die ouens van Singapore was baie strategies. Hulle netwerke vir ons daar oopgemaak, baie goeie inputs gegee. Die lead investor daar is nou nog steeds op ons raad. Baie ervare ou in die waagkapitaal space, maar ook in die gesondheidsorg space. So hy voeg net baie waarde by. Ek dink wat ons ook geleer het is dat jy moet maar aanhou om verhoudings te bou. Jy weet, dit gaan oor goeie verhoudings. En dis nie dat jy een befondsingsronde klaar kry en dan gaan jy nou net in besigheidsmode nie. Jy moet maar die hele tyd daai hoed ook ophou en dit gelyktydig hardloop. Die ander ding wat ons besef het is die span is baie belangrik. Ek moet miskien net dit ook noem. Weet, ek dink ons het van die begin af besef jy bou nie so 'n ding, jy weet, op die rug van 1 of 2 ouens nie. So ons is bevoorreg om 'n goeie founderspan te hê wat verskeidenheid van skillsets gebring het na die tafel toe en ook netwerke. So daar was credibility as gevolg van die akademiese, die navorsing ding, maar daar was entrepreneurial besigheidservaring wat ons nodig gehad het, ons nie gehad het nie, wat die CEO Nick Klopper ingebring het, en ons het toe vinnig die span ook gebou om addisionele mense in te bring wat operasioneel vir ons gehelp het. So 'n span, daai eerste 6 tot 10 hires van 'n startup is amper die mees belangrikste ding. Jy weet, jy moet die regte ouens kry om daai fondasie te lê, om jou kultuur reg te kry, maar ook om die skillsets te hê wat die res van die besigheid opgebou kan word. Weer net 'n vinnige side note, advies vir goeie aanstellingsstrategieë. Ek wil waar het julle die ouens gaan soek? Ja, sure, dit is nog 'n goeie vraag. Ek sien daar's baie dinge waaroor ons kan gesels. Ons glo dat ons 'n vision-led maatskappy is. Ons is visie gedrewe, sosiale enterprise. So ons visie is healthy hearing for everyone everywhere. So dis 'n groot visie en ons wil daarop execute. So ons wou altyd mense moet align wees met die visie. So veral in die vroeë jare was die kultuur, die vision van die maatskappy was vir ons baie belangrik. So ons het wou seker maak mense koop in. Hulle is nie net 'n werknemer nie. Net salaris trek. Nee, ons soek ouens wat werklik glo in wat ons doen. En wat bereid is om die pad saam met ons te stap. Beide die struggles, maar hopelik ook die upsides. Ons wil seker maak hulle voel hulle is partners. Yes. So veral van die initiële ouens het ons ook maniere gekry waarop ons hulle kon deel maak, incentivized, jy weet, as werklik nie werknemers nie, maar as deel van die familie, die Herex familie. Yes. So een van ons core values is people first, jy weet, en dit wil ons uitlewe beide binne in die maatskappy, maar ook soos ons buitentoe gaan. En ek dink vir ons was dit nogal 'n belangrike ding, jy weet, so van die mense wat van daai vroeë jare al met ons is nou nog steeds, jy weet, daar in die maatskappy, hulle het gegroei in die maatskappy en hulle is die ouens wat die DNA van die maatskappy, jy weet, laat aanhou voortlewe. So in terme van hoe ons daarvan daai eerste ouens gedoen het, is baie van hulle het gekom uit ons persoonlike netwerke. So ons bestaande vertrouensverhoudinge en dis reg, ja. So en dan ouens wat weer uit daai netwerke is. So dit was maar baie word of mouth die eerste klomp ouens. Kyk, as jy die beste job word nie geadverteer nie, nee. Dis reg. Exactly. So daai hier is nou net nog 'n bewys. 2.5 miljoen tweede ronde. Suid-Afrikaanse partner, Belgiese maatskappy. Ja. Ek dink dat een van my pelle werk vir 'n Belgiese mynmaatskappy, Magato. Okay. Nommer 3. Dit was toe die groot billetjie. Maar maar hoe het julle dit mekaar geraak toe nou met Bose en natuurlik Bose, MIT. Ja, wat is die storie daar? Tyd vir 'n
Het jy geweet insetsel? Bose Corporation is 'n Indies-Amerikaanse vervaardigingsmaatskappy wat hoofsaaklik audio-toerusting verkoop. Die maatskappy was gestig deur Amar Bose in 1964 in Framingham, Massachusetts in Amerika. Bose is wel bekend vir hulle tuis-audiosisteme en luidsprekers, geraasonderdrukte oorfone, professionele audioprodukte en motorklankstelsels. Bose se hoofaandeelhouer is die Massachusetts Institute of Technology, oftewel die welbekende MIT, wat kontante dividende ontvang deur nie stemgeregtigde aandele wat deur die stigter geskenk was in 2011. Volgens die maatskappy se jaarverslag vir 2019 het Bose inkomste van $4 biljoen ontvang en meer as 9000 mense in diens gehad. Kyk, en weer eens, hier is 'n landskap wat jy moet mooi navigeer, want ek wil, op daai stadium was ons op 'n plek waar ons bietjie befondsing gehad het, die maatskappy kon ons groei, ons kon die regte mense in die regte plekke kry. Ons moes internasionaal expand, so ons het maar oral gegaan waar ons kon by verskillende shows, ons het ons tegnologie ingeskryf. En op daai stadium moet jy besluit, jy begin gesprekke met van die groot maatskappye in die gehoorindustrie. So een van die roetes wat jy kan gaan is om met een van daai ons te partner of 'n investment van hulle te vat. Dit kom met voor- en nadele. Kan jy die foon optel en hulle bel? Kyk, Weet julle? en een van die voordele was dat ons reeds daai netwerk gehad het. My agtergrond in die akademie beteken dat ek al klaar goeie netwerke en verhoudings het met die meeste van die ouens internasionaal in hierdie industrie. So dit het die gesprekke so 'n bietjie makliker gemaak. Maar so MIT is soos in vertel net die klipkous bietjie MIT Bose. Want dit was my fascinerend, nooit 2 en 2 bymekaar gesit nie. Ja, so miskien laat ek so daarby uitkom nog, want as ek nou praat van die gehoorindustrie, praat ek nie noodwendig ek praat van die gehoorverliesindustrie, nie van die consumer electronics industrie waar Bose is nie. Ek verstaan. So daar's die tradisionele industrie, en dis daai ouens wat ons mee ook gesprekke begin gehad het, maar dit beteken dan as jy in daai rigting gaan, dan word jy baie vinnig aligned met een maatskappy en jy maak 'n klomp ander deure toe. Okay. So ons het daai gesprekke gehad, maar op daai stadium was ons is nog steeds ambisieus in terme van dat ons hierdie besigheid wil groei so onafhanklik as moontlik met die regte partners wat ons kan help om al die moontlike deure oop te hou. So op daai stadium het ons TechCrunch toe gegaan. Ons het 'n tegnologie ontwikkel wat ons daarso ook 'n kompetisie mee gewen het en een van hulle pryse daar weggekom het. Dit was in San Francisco. En Bose was ook daar gewees. En dis waar die gesprek met Bose begin het. So hulle was baie geïnteresseerd in daai tegnologie. Maar weer eens, julle het die kredietwaardigheid, julle was op die regte plek. En hy track record was daar. Ja, en dis waar die gesprek begin en jy begin met daai verhouding, jy weet, en jy hou aan om daai gesprekke te hê sonder dat jy noodwendig dink dit gaan ergens heen gaan, maar jy hou die deure oop, jy weet. En hulle het toe nou weet baie belangstelling gewys. So en weer eens, dit is moeilik vir 'n jong maatskappy om te weet wie die regte partner is. Ja. Want daar's 'n klomp opsies. En jy moet seker wees jy kies die regte ouens. Wat ons gehou het van Bose is dat hulle nie 'n tradisionele speler is in die gehoorverlies space nie. Hulle is 'n consumer electronics maatskappy, maar hulle het 'n goeie naam en hulle het toe nou hierdie venture capital arm wat hulle waagkapitaal in klein maatskappye sit. So jy het nou genoem oor Bose. Die interessante ding van Bose is ook dat hulle het ook hierdie akademiese agtergrond wat ons het. Mense besef dit nie, maar hulle is 'n privaat maatskappy nog steeds. En die rede daarvoor is dis begin deur 'n professor by MIT. En sy van was Bose geweest. My hemel. Ja. Hoe lank terug was dit? Ek dink hy was in die 70s geweest, ja, 60, 70s, ja. Goed, baie smart tegnologie ontwikkel en hy het toe die Bose company begin. Wat nou baie soos wat dit klink vir my baie soos met Universiteit van Pretoria en wat julle nou gedoen het. Daar's 'n klomp raakpunte, jy weet, in terme van hoe dit begin het, maar hy het toe op die einde die maatskappy bemaak aan MIT. So die raad is heeltemal onafhanklik van MIT, maar MIT besit Bose. So hulle het niks seggenskap oor die rigting wat Bose gaan nie, maar die proceeds kom die geldjie laat in hulle bankrekening. So jy kan nou dink hoekom hulle ook so 'n goeie navorsing kan doen. Net Bose dink ek befonds 'n baie groot deel van wat MIT produseer. Wow. Ja.
fascinerend. So TechCrunch bous deur oopgemaak en toe hoe loop die pad van daar af toe? Ja, so dan begin jy nou maar hierdie gesprekke rondom befondsing en hulle het belang gestel en dan sit nou maar die lang pad van due diligence. So hulle stuur al hulle bean counters in. Exactly. So hulle moet kyk, jy weet wat gaan regtig aan onder die kap van jou maatskappy. So hulle doen al daai legal jy weet due diligences, kyk na die tegnologie wat jy het en dit vat maar 'n tyd, jy weet. En die timelines is altyd onrealisties. Ouens sê hoorie 'n maand, 2 maande en dan is ons by teken. Goed vat altyd langer en ek dink dis miskien ook iets vir jong maatskappye, jy weet. Mens kan vinnig uit geld uithardloop in hierdie industrie ook. So dis ook hoekom jy hierdie befondsings-gesprekke moet wakker wees die heeltyd wakker. Ja. So jy kan nie sê ek het 2 jaar se geld nie. Nee. So ag en Bous, ons het met hulle 'n goeie jy weet die verhouding gebou, maar goed oor die weg gekom ook, jy weet. Hulle is baie belyn met ons tipe denke. En ja, toe het hulle gesê hulle sal die Series A befondsingsronde lei, so hulle sal hom lead. En hulle het actually die grootste investment tot op hede in enige maatskappy wat hulle nog gemaak het in Herex gemaak. Pragtig. En is 3 miljoen, hè? 3 jaar. So hulle doen gewoonlik so $2 miljoen maksimum. Jesuslik. En hulle toe nou 3 miljoen geïnvest in Herex en ja, so dit was 'n goeie vir ons 'n goeie validasie dat wat ons mee besig is actually iets wat hulle waarde insien en wat die Amerikaanse mark ook, jy weet, kan bedien. Yes. En was daai die feit dat jy vir Bous op jou CV het, Ja. het dit makliker die ander manne aan boord gekry? Verseker. So kyk, daar kom 'n klomp credibility en interessant genoeg as jy kyk soos na Bous se brand recognition in Amerika. Ek dink is een van die top 10 brands in Amerika. So mense ken die brand en daar's 'n sekere integriteit wat saam met daai brand kom. So vir ons was dit natuurlik jy weet 'n wonderlike ding om op ons equity sheet te sit en dit maak dit makliker om weer ander partners ook te kry wat belangstel in die investering. Julle het toe nou Suid-Afrikaanse Kingston Capital, né? Het jy gepraat, wat was daai, ek het hier Hawaii, ek kan nie my eie Hawaii, wat het ek geskryf hierso? Hawaii. Het klink Joods. Dit is nogal so. So, Bous het die fondasie gelê, julle het geëindig met 8.3 miljoen wat deurgekom het, wat is net wel gedaan. Dit is net absoluut inspirerend. Wat is die stand van sake in Suid-Afrika met venture capital? Ek bedoel, histories is 'n ding wat die banke gedryf het, wil ek sê, maar banke is so risk-averse. Ek bedoel, ek dink dis 'n probleem sekerlik in Suid-Afrika. Dat daar is goeie idees, daar's goeie konsepte. As die beursies is net of ouens weet nie waarom die beursies te gaan. In julle geval het julle dit in Singapore gaan. Ja. Die eerste ronde gaan haal. Ja, kyk, banke gaan nie in die waagkapitaal wêreld in nie. Dis te hoë risiko vir hulle. In Suid-Afrika se ekosisteem is nog redelik jonk, so daar's nog baie werk wat gedoen moet word hierso. Daar is in die laaste 5 jaar 'n hele klomp nuwe maatskappye wat in hierdie wêreld ingekom het. Wat waagkapitaal maatskappye is wat jong idees wil vat, jy weet, investeer in dit en kyk hoe hulle dit kan groei. Spesifieke industrie? Die digitale wêreld, fintech is een van die grootstes, en nou ook die health tech space. So daai twee veral en natuurlik ander digitale markte ook, jy weet. So en toenemend is daar kleiner waagkapitaal groepe wat op die been gekom het en nog steeds op die been kom. Ek dink daar's 'n klomp uitdagings, maar jy weet, om hierdie goeders op 'n plek te kry waar dit werklik waar 'n ekosisteem is wat ouens ook kan vat van daai vlak na die volgende vlak toe, jy weet. En om dit werklik gedoen te kry net in Suid-Afrika is moeilik. So jy kan miskien die waagkapitaal hierso kry en miskien so 'n bietjie addisioneel. Daar is nou ook ouens soos Naspers wat nou befondsing gee vir jong maatskappye en ek dink hulle betrokkenheid het ook nou die laaste jaar of 2 nogals gehelp. Maar ek dink om ouens werklik na die volgende vlak te vat, jy weet, 'n goeie Series A of 'n goeie Series B ronde befondsing, raak dit maar nodig om met internasionale ouens te praat. En natuurlik vir hulle deel deur 15 en 20 onderskeidelik, nee. Ja. So dit help ook. Dis reg. Laaste vraag, wat is op die horison vir
vir Jerex, ek neem aan COVID was goed. Weer eens enigiets digitaal, COVID was goed vir dit. Hoe lyk 2021, 2022? Ja, so dis 'n groot jaar vir ons. Kyk, ons as ouens baie geld investeer dan wil hulle groei sien, né? Ja. So ons Nou begin die werk. Ons werk hard aan die groei. Ons het 'n goeie jaar gehad. COVID het gehelp dat ouens internasionaal in ons tegnologie nog meer belang gestel het, want ons gaan oor dienste beskikbaar maak, jy weet, remotely. So met digitale tegnologie, en ons het 'n klomp nuwe goed ontwikkel. In Amerika het ons tydens COVID 'n home test kit uitgerol saam met 'n groot groep partners in Amerika, waar ons hierdie tegnologie na mense se huise toe kon stuur, waar hulle diagnostiese toetse kon doen daarso. So en daai goeders ontwikkel ons nou verder. Ons werk ook met 'n paar van die groot retailers in Amerika nou, waar ons ook projekte uitrol. Om die waarheid te sê, in hierdie week, in die volgende 2 weke rol ons uit met Walgreens in Amerika. Ja, hulle is maar apteek, hulle is soos die Clicks van Amerika. Ja, dis die grootste apteekgroep in Amerika. So ons rol uit met hulle om ons gehoorapparaat deur hulle te verkoop. So ons het begin met 'n pilot van so 2000 winkels, wat ons met hulle uitrol. En die idee is, jy weet, om te kyk hoe groei ons dit. En ons het soortgelyke gesprekke met ander groepe ook in Amerika. So groot fokus op Amerika, maar dit beteken ook miskien net om te noem dat die befondsinggesprek is nog steeds op die tafel. So ons is heidaglik besig met 'n Series B befondsingsgesprek ook, wat ons ergens in hierdie loop van die jaar wil afhandel. So ons begin maar net om te wys, jy weet, soos jy groei, is hierdie goeders maar die hele tyd op die tafel. En laaste vraag, wat hoop jy gaan Series B werd wees? Die getal werd wees. Kyk, om in Amerika uit te rol is duur. So dis as jy in Suid-Afrika is, dan klink 'n paar miljoen dollars soos baie. Ja. Maar in Amerika verdwyn dit baie vinnig. Bemarking, val as jy uitrol, fisiese spasie in winkels, Tuurlijk. Raak baie duur. So nee, ons kyk waarskynlik na so 15 tot 20 miljoen. Ja. Yes. David, ongelooflike storie. Heerlik om jou te gesels. Ek dink hierdie is definitief vir my 'n hoogtepunt onderhoud. Baie inspirerend en baie sterkte, weer eens wel gedaan. Dankie. Dit is iets wat, dit maak my so trots, en die manne daar buite, ons het slim ouens in hierdie land. Ons het sterk entrepreneurskap of entrepreneursiese kultuur, so is baie inspirerend. Sterkte vir 2021, en ek hoop om jou weer met jou te gesels as jy $20 miljoen ryker is. Jy moet onthou, dit is alles groeikapitaal, né? Maar nee, dankie Jacques, dit was lekker geweest om te gesels en so 'n bietjie terug te kyk ook oor die pad wat mense kom met. Mense is baie dankbaar, jy weet, vir al die deure wat oopgegaan het vir die mense wat betrokke is, en ons voel ons is dankbaar vir die seëning wat ons werklik gehad het oor al hierdie jare. So dankbaar en ons is opgewonde om te sien waar jy mee gaan. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.